groet u in die kosbare naam van ons Verlosser, ons Koning, ons Heer, Jesus Christus. Die een wat ons verwag, my broeder en suster, binne die volgende 5 minute. Mag dit so wees, dat hy ons kom haal. Is dit nie hoe ons gesindheid moet wees nie, my broeder en suster, dat ons die Here enige oomblik moet verwag? Jy weet, ons is geneig om ons as gemeente wat so baie, wat lief is om die eindtyd boodskap te bring, en om daarop te konsentreer, is so geneig om baie keer daarin vas te kyk, maar ons besef nie, die Here kan enige een van ons in enige oomblik kom haal. Dan het die wegraping vir alle praktiese doeleindes vir u plaasgevind. So ons moet gereed wees elke oomblik van elke dag. Soos vanoggend vermeld, is ons besig met 'n reeks. Vanoggend het pastoor Dries begin met hierdie reeks uit 1 Korintiërs hoofstuk 15 en dit gaan vir die 16 vanaf vers 13 tot 14 en hierdie skriflesing is vir die volgende 5 dienste is dit die skriflesing. So elke keer wat u nou vir die volgende eintlik nou vir die volgende 4 wat nog oor is vanaand en dan die volgende 3 hierheen kom, kan u sommer so lank daar oopmaak. Ons gaan elke keer daaruit lees en 'n tema vanoggend was of aan die reeks eintlik gegee, paraat vir die wederkoms. Paraat beteken om gereed te wees. Wat moet ons doen in hierdie tyd om gereed te wees vir die Here se koms? En vanmôre was die boodskap dan natuurlik oor hierdie woordjie waak. Wat dit behels, waarteen ons moet waak. Ons moet waak en nugter wees. Vanaand dan, kom ons lees saam 1 Korinte 16 vanaf vers 13. Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk, laat alles by julle in liefde geskied. Vanaand se tema dan, staan in die geloof. Staan in die geloof. In die Afrikaanse ou vertaling sê hy net hierdie woorde, staan in die geloof. Die nuwe vertaling voeg die woordjie by, wat ook in die King James en van die ander vertalings bygevoeg word, staan vas in die geloof. Die King James sê, stand firm in the faith. Vanaand wil ek bietjie met u praat oor wat is die geloof waarin ons moet staan. En dan by my tweede punt gaan ons kyk hoe ons in hierdie geloof moet staan. My broeder en suster, wat is geloof? Wat is Bybelse geloof? Wat is die geloof waarna Paulus verwys, as hy sê ons moet daarin staan, veral in die tyd waarin ons lewe, veral in die eindtyd. Paulus het ten minste 6 keer in sy briewe aan die verskillende gemeentes geskrywe en gesê hulle moet standvastig wees, hulle moet staan, en hier is een van die voorbeelde, staan in die geloof. In watter geloof moet ons staan? My broeder en suster, in Hebreërs hoofstuk 11, seker die geloofshoofstuk in die Bybel, wat gaan oor al die geloofshelde en wat hulle bereik het in die naam van die Here en deur sy krag en genade, vind ons in vers 6 hierdie woorde, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Geloof is van uiterste belang, my broeder en suster, en dan sê Paulus, staan in die geloof. Dan wil ek in die eerste plek onder hierdie punt sê, my broeder en suster, geloof is nie kopkennis nie. U kan alles van God af weet, sonder om hom persoonlik te ken. Geloof is nie kopkennis nie. Inteendeel, Jakobus hoofstuk 2 kan u gerus gaan lees vanaf vers 14 waar Jakobus oor geloof praat en vers 19 sê hierdie woorde, jy glo dat God een is, jy doen goed, maar die duiwels glo dit ook en hulle sidder. My liewe broeder en suster, Satan en sy demone het meer kopkennis van God as enigeen van ons. Inteendeel, hy was deur die eeue daar, vanaf die begin van die skepping af, toe die Here die engele gemaak het, voor die grondlegging van die wêreld af was Satan al daar, maar hy is nie gered deur sy geloof nie. Sy geloof is kopkennis. Hy weet meer van die kruisiging van Jesus Christus as enige van ons. Hy was daar. Hy het dit aanskou, hy was 'n ooggetuie.
Kopkennis, my broeder en suster, gaan nie genoeg wees in die eindtyd om my en u staande te hou nie. Paulus sê, staan in die geloof, nie maar ware geloof wat my en u staande hou, as dit nie kopkennis is nie, wat is dit? Dis 'n diepgaande geloof wat die Gees van God in jou binneste werk, wat jou lewe verander. Hy maak die kruisiging iets wat nie net in jou verstand, daar is kopkennis nie, maar hy bring dit tot in jou hart en hy maak dit lewendig, dit word deel van jou. Die kruisiging van Jesus en sy opstanding word 'n groter werklikheid in jou, as selfs my en u eie lewe. Dis die geloof waarin ons moet vashou. Ja, dit begin by kopkennis. Paulus skryf tog van geloof tot geloof. Dis hoe ons moet groei. 'n Mens moet tog ergens die kennis kry, sodat 'n mens dan dit kan verwerk in jou binneste en met behulp van die Heilige Gees, dat dit kan lewendig word in jou hart. Daarvan moet 'n bewys wees. As jy veral dan Jakobus 2 lees, kan jy gaan sien vanaf vers 14 hoe dat hy skryf, veral vers 17, sê hy dat die geloof sonder die werke is dood. Nou dit gaan nie oor werke wat red nie, my broeder en suster. Ware redding, wat deur geloof kom. Ons kan nie gered word deur werke nie, maar ware redding werk. Ware redding, daar's 'n bewys daarvan. Dit gee vir ons 'n vaste sekerheid. Juis Hebreërs 11 vers 1 sê vir ons wat geloof is. Die Bybelse definisie van geloof, sê die Hebreërs skrywer in Hebreërs 11 vers 1, die geloof dan is 'n vaste vertroue, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. 'n Vaste vertroue, my broeder en suster, impliseer dat daar meer is as net iets wat ek weet, maar dis iets wat ek lewe. Om die Here te vertrou, want dis wat geloof is 'n vertroue in God. 'n Vaste vertroue, 'n sekerheid waarvan ons bewyse het. Dit is nie net 'n losstaande gedagte, soos ons Hollandse broeders sal sê, mog getroffe, mag dit maar so wees, 'n hoop wat eintlik maar aan niks hang nie. Nee, inteendeel, die Bybel sê vir ons dat die Here het sy Gees aan ons gegee as onderpand. Ons het bewys daarvan. Ons het dit self beleef hoe dat hy ons wederbaar het. Hoe dat hy ons kragtig vrygemaak het van ons ou lewenswandel. En hoe dat ons nou in 'n nuwe lewe saam met hom kan wandel. Ons het sy krag beleef. My broeder en suster, Paulus sê, staan in die geloof. Ek wil neem na Judas hoofstuk 1, hy het net een hoofstuk, Judas, die brief Judas. Wil ek vir 2 verse lees. Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan, hoor nou, om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Dan sê in vers 4, want sekere mense het ingesluip wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. Goddelose mense wat die genade van onsse God verander in ongebondenheid en die enigste heerser God en ons Here Jesus Christus verloon. Judas skryf hier en hy sê van mense, dit laat my aan by vanoggend se gedagte oor misleiding, wat die genade van God verander in ongebondenheid. Maar hy sê ons moet kragtig stry vir die geloof wat eenmaal aan ons oorgelewer is. Wat is hierdie geloof, my broeder en suster? Dit is die leerstellings van die woord van God. Paulus skrywe in hoofstuk 15, net die vorige hoofstuk van 1 Korinte. Begin hy, dan vertel hy eintlik vir hulle wat die geloof is. Kom ons lees dit, 1 Korinte 15. Hoor wat sê hy vanaf vers 1, hy sê, broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan. Dis die geloof waarna hy dan nou later verwys, waar ons moet staan, waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte. My broeder en suster, alles draai om Jesus Christus, hom as persoon. Die geloof wat ons moet vashou is gegrond in Jesus. Die leerstellings, die woord van God, dit wat eenmaal aan ons oorgelewer is volgens Judas.
Hoe is dit aan ons oorgelewer deur die profete wat vir ons die Ou Testament gegee het en die apostels wat aan ons die Nuwe Testament gegee het? So die geloof waarin ons moet staan, is in die eerste plek nie kopkennis nie, maar 'n diepgaande geloof wat my lewe verander. En die Heilige Gees is die een wat dit moontlik maak. Verder is dit geloof wat my wederbaar het. Efesiërs 2 vers 8 sê uitdruklik vir ons, want uit genade is julle gered deur die geloof, nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. My broeder en suster, ons moet vashou aan die dag toe ons gered is. Daar waar ons sekerheid ontvang het dat ons kinders van God is, soos wat Romeine 8 vers 16 vir ons sê, dat die Gees getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is. Ons moet vashou aan toe ons gelowig geword het. Daardie geloof wat ons ontvang het van die Here, wat ons kom wederbaar het. Ons moet daaraan vashou. Paulus skrywe, staan in die geloof. Punt nommer 2 vanaand, broeder en suster, hoe staan ons in die geloof? Het is maklik om te sê, jy staan in die geloof, maar hoe doen ons dit prakties? In die eerste plek wil ek dan sê, op jou knieë. My broeder en suster, as ons wil staan in die eindtyd, gaan ons op ons knieë moet staan. Iemand het eendag gesê, hier, in Engels, ek sal dit nou in my eie woord in Afrikaans vertaal. In Engels sê hulle, he that kneels before God can stand before anything. As ek dit in my eie woorde kan sê in Afrikaans, om het deur te trek na ons boodskap toe vanaand. Hy wat op sy knieë voor God in die geloof staan, kan in enige omstandighede staande bly. Op jou knieë. Ons het baie die afgelope tyd skrifte gehoor en aangehaal, en ek gaan nie te lank by die punt stil staan nie, waar die Here vir ons sê, waak en bid. Waak en bid. Paulus wat self ook aan die Tessalonisense skryf, bid altyd deur. Jesus wat sê in Lukas 21, is dit hier vanaf vers 30, is dit vers 34, waar hy sê, waak en bid dat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, en hy praat juis oor die eindtyd te ontvlug, en voor die seën van die mens te staan. My broeder en suster, as ons wil staande bly in die eindtyd, dan gaan ons op ons knieë moet staan. Die tweede manier ons staan, hoe ons gaan staande bly, en staan in die geloof, is ons gaan moet staan op ons knieë voor 'n geopende Bybel. Ons gaan self, my broeder en suster, by ons self, elkeen, die woord van God moet bestudeer. Vanoggend het ons dit ook gehoor, ons moenie alles vir soetkoek opeet nie. Paulus, seker een van die kragtigste instrumente in God se hand, hy 2/3 van die Nuwe Testament geskrywe. Selfs toe hy gepreek het, ons het dit vanoggend ook gehoor, sê die Bybel dat die mense van Berea was edelmoediger as die van Thessalonika. Hoekom? Omdat hulle die woord met blydskap ontvang het, maar hulle het dan huis toe gegaan en hulle het alles wat selfs Paulus gepreek het aan die skrif gaan toets om te sien of hierdie dinge so was. My broeder en suster, om elke Sondag in die kerk te kom sit en na die pastoor te luister, of na die dominee of wie ook al, te luister, en te dink dat dit gaan nie staande hou in die eindtyd is nie genoeg nie. Juis as ons teen dwaling wil staan, soos ons vanoggend ook gehoor het, gaan ons die Bybel moet ken. Ons gaan self persoonlik ondersoek moet instel. Juis op hierdie punt, want ons praat met u vanaand oor staan in die geloof. Weet jy my broeder en suster, ons geloof moet toeneem. Romeine 10, vers 13 sê, dat ek dit vir julle lees. Hy sê, want die gehoor is deur die geloof kom deur die gehoor, en die gehoor deur die woord van God, as ek dit nou korrek aangehaal het. Romeine 10, vers 13. Vers 14, hoe kan hulle hom dan aanroep, in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo, van wie hulle nie gehoor het nie? Hoor nou. En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Dit is so. En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die evangelie, van vrede verkondig,
van die wat die evangelie van die goeie verkondig, maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesus het gesê, Here, wie het ons prediking geglo? En dan sê hy, die geloof is dus uit die gehoor, is vers 17, en die gehoor is deur die woord van God. My broeder en suster, as ons in geloof wil staan, gaan ons geloof moet toeneem. Ons kan nie op gister en eergister se manna wil lewe nie, my broeder en suster. Ons geloof gaan daagliks moet groei. En enigste manier hoe dit gaan gebeur, is wanneer ek voor 'n geopende Bybel is. Wanneer ek met God besig is. Hoe doen 'n mens Bybelstudie, my broeder en suster? Ek wil nie vanaand met u oor 'n metode praat nie. Maar wat ek net 'n beginsel aan u wil oordra is, weet u, ons benader baie keer Bybelstudie soos om enige ander boek te lees. Gaan na my binnekamer, maak die Bybel oop, lees lekker. 'n Mens moet baie keer die Bybel lees, sommer net om te lees. Dis goed om dit te doen. Maar my broeder en suster, weet jy, ons moet weer op die plek kom waar ons die Bybel bestudeer. Waar ons stil word voor die Here. Waar ek na die Here toe gaan, voor ek nog begin Bybel lees en sê, Here, praat met my. Waar ek my verootmoedig voor die Here, waar ek regtig stil word. Bietjie vir die Here vra, Here, help my om elke gedagte gevange te neem. Bietjie af te skakel, alles wat rondom my aangaan. Help my dat ek op U sal fokus in hierdie oomblik en praat deur die Gees met my. Weet jy, hy wil met ons praat, my broeder en suster. Jakobus 4 vers 8 sê uitdruklik, nader tot God en hy sal tot jou nader. Hy wil met ons praat, veral in die tyd waarin ons lewe. Weet jy, my broeder en suster, geloof impliseer, as ons sê dis 'n vaste vertroue, dit impliseer 'n verhouding met die lewende God. Sal u iemand vertrou wat u nie ken nie? Nou as ek God vertrou, dan impliseer dit dat ek 'n verhouding met hom. My verhouding met hom moet groei. En in hierdie tyd waarin ons lewe, my broeder en suster, Jesus kom vir 'n bruid wat met hom in verhouding staan. Dit verg kommunikasie, geen verhouding kan groei sonder kommunikasie nie. Daarom gaan ek op my knieë moet gaan en met God moet praat, soos nooit van tevore nie. Gaan ek moet begin verhouding bou en toelaat dat hy ook met my praat. En ek moet hom aanhou soek tot hy met my praat. Dis so ek staan in die geloof. Die derde manier hoe ek staan in die geloof, my broeder en suster, is deur die gemeente. Petrus skryf in 1 Petrus 2 vers 5, hy sê, laat julle ook opbou, soos lewende stene. My broeder en suster, in 'n gemeente, 'n steen wat daar een kant lê, beteken niks. En as jy 'n aardbewing kom, gaan hy teen heen en weer geslinger word. Maar as mense gebou reg bou, kan hy deur 'n redelike groot aardbewing staande bly. Wie is die boumeester, my broeder en suster? Dis God self. En hy gaan nie 'n gebou bou wat heen en weer geslinger word deur 'n aardbewing of deur die sorge van hierdie lewe nie, my broeder en suster. Maar as ek en u wil staande bly in die eindtyd, gaan ons moet toelaat dat ons ingebou word in 'n gemeente waar ons standvastigheid kan hê. Want hierdie stene is, as hulle los lê, is hulle kragteloos. Maar my broeder en suster, wat gee aan hierdie stene stabiliteit, is die feit dat hulle op die regte manier by mekaar gevoeg word. Ons het mekaar nodig. Dink aan Galasiërs 6 vers 2 wat sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Ons het mekaar nodig, my broeder en suster. Tye gaan nie makliker word nie, maar moeiliker. Ons gaan mekaar moet dra. Soos wat hierdie stene mekaar dra. En ja, as ek een steen uithaal, gaan dit dalk nie dadelik iets doen nie, maar hoe meer stene ek uithaal, gaan die gebou dalk later in mekaar sak. My broeder en suster, ons het mekaar nodig. Moenie wegraak as dinge moeilik gaan nie. Dan moet jy juis die Here se aangesig kom soek saam met sy kinders en hier sal jy ondersteuning kry. In die derde plek, my broeder en suster, wil ek met u praat vanaand kortliks oor ons het 'n staanplek. Ons het 'n staanplek. Vanoggend is hierdie skrif ook aangehaal, 1 Korinte 10, is dit vers 12 wat sê, hy wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.
Weet jy wanneer val 'n mens, my broeder en suster, wanneer jy in jou eie krag probeer staan? Dis wanneer ons val. Dis hoekom ons op die Here moet staan. My broeder en suster, hy is 'n onwankelbare rots. Jesaja noem hom 'n ewige rots. Ek wil vir julle 'n gedeelte lees, almal ken dit, Psalm 18, dis so mooi, net een vers. Psalm 18, vers 3 sê, die Here is my rots en my bergvesting, my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. Dit spreek van stabiliteit, sekuriteit, my broeder en suster, as daar een plek is waar ons moet staan, is dit op Jesus. Onbeweegbaar. Sal ons weer hom ons toevlug maak. Paulus, juist toe hy in die tronk sit, en 'n brief van die Filippense skryf, toe sê hy in Filippense 4 vers 13, nie almal ken dit, ek is tot alles in staat, nie net sommige goed nie, my broeder en suster, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Al kom die vervolging, my broeder en suster, al kom die einde op ons, weet dit, as jy op Christus staan, sal hy jou krag gee om deur dit alles te gaan. Alles. Maak Jesus jou toevlug in die eindtyd. Staan in die geloof. Ons geloof draai om een persoon, sy naam is Jesus. Hy is die rots waarop ons staan. Hy is die rots waarop ons bou. Jesus kom in Matteus 7. Dan vertref hy die vergelyking tussen 'n wyse man en 'n dwaase man. Hy sê, die wyse man is een wat na my woorde luister en dit doen. En hy is soos een wat sy huis op die rots gebou het. En die storm het gekom, en teen daardie huis aangestorm, maar hy het gebly staan. Dan sê hy, maar die dwaase man het ook na my woorde geluister, maar hy het dit nie gedoen nie. Hy is soos 'n man wat sy huis op die sand gebou het, en toe die storm van die lewe kom, en daardie huis plat geval, en groot was sy val. My broeder en suster, as ons wil staan in die geloof in die eindtyd, moet ons op die rots bou, naamlik Jesus Christus. Ek wil vir jou 'n praktiese voorbeeld noem uit die Ou Testament, Daniël. Jy kan gerus saam met my daarin blaai. Vir 'n gedeelte hier lees, Daniël hoofstuk 10. Juis waar hy 'n gesig sien van die einde. Die Here wys vir hom wat aan die einde gaan gebeur in die wêreld, maar spesifiek ook die volk Israel. En jy kan gerus die hele hoofstuk by die huis gaan lees. Ek wil net vir u vanaf vers 8 kan jy saam met my lees. Wat hier gebeur is, Daniël het hom afgesonder vir 3 volle weke. Het op die Here gewag. Die Here se aangesig gesoek. Want net voor dit kan jy ook gaan lees die afgryslikste gesig wat hy gesien het van die eindtyd en die dinge wat gebeur. En hy het op die Here begin wag en gebid. En 'n engel van die Here verskyn aan hom. En die vrees van die Here, die ander manne wat by hom was, het nie die engel gesien nie, maar daar het 'n groot vrees, hulle beet gepak en hulle het gevlug, sê die Bybel, jy kan dit sien. Vers 8 sê hy, toe het ek alleen oorgebly en hierdie groot gesig gesien. Hoor nou, toe hy hierdie afgryslike einde sien van die wêreld, dit wat kom. Hy sê die gesig, en geen krag het in my oorgebly nie, en my gesonde klere het aan my verander en verdwyn, en ek het geen krag oorgehou nie. En ek het die geluid van sy woorde gehoor, en toe ek die geluid van sy woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig, met my aangesig op die aarde geval. Kan nie dink, my broeder en suster, hoe verskriklik dit moes wees wat hy hoor en sien, dat hy bewusteloos word van skok. En kyk, 'n hand het my aangeraak en my op my knieë en op my handpalms waggelend laat staan. Hy het nie eers krag om heeltemal regop te staan nie, hy staan hande 4 voet. En hy het vir my gesê, Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek, hoor nou, en gaan staan op jou staanplek. Want ek is nou na jou gestuur, en terwyl hy hierdie woord met my spreek, het ek bewende gaan staan. Hier kom hy nou regop.
Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie Daniël, want van die eerste dag af, dat jy jou hart daarop gerig het, om ag te gee, en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom. Maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank, hoe lank? 3 weke is presies die tyd wat Daniël gebid het, en op die Here gewag het 21 dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Michael, een van die vernaamste vorste het gekom om my te help, en ek het daar oorgebly by die konings van Persië, en ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms, en terwyl hy hierdie woorde met my spreek, het ek my aangesig na die grond gedraai en stom geword. Hy was verstom, Daniël, toe hy hierdie woorde hoor, en die gesig sien het hy stom geword. En kyk, een wat soos 'n mens gelyk het my lippe aangeraak. Toe het ek my mond oopgemaak en gespreek, en aan hom wat teenoor my staan gesê, my Heer, deur die gesig het krampe my oorval, en ek het geen krag oorgehou nie. En hoe kan so 'n geringe knegt van my Heer, met so 'n Heer van my spreek, wat my aangaan, bestaan daar nou geen krag in my nie, en geen asem het in my oorgebly nie. Toe het die een wat soos 'n mens gelyk het my weer aangeraak, en my versterk, en gesê, wees nie bevrees nie, geliefde man, vrede vir jou, wees sterk, ja sterk, en terwyl hy met my spreek, het ek moed geskep en gesê, my Heer kan maar spreek, want u het my versterk. Weet jy my broeder en suster, sal ons die woord van die Here hoor vir die laaste dae, en soos wat hy aan Daniël gesê het, Daniël, geliefde man, gaan staan op jou staanplek. Wil ek u bemoedig vanaand en sê, weet jy my broeder en suster, wanneer die dinge oor hierdie wêreld begin spoel van die einde, ons sien dit reeds begin gebeur, wanneer dit voel ons kragte wyk van ons, sal ons hierdie woorde onthou, geliefde man, geliefde vrou, my seun, my dogter, gaan staan op jou staanplek in die geloof. Hou vas aan die geloof. Net vir interessantheid, my broeder en suster, dalk sit jy nou reeds in 'n situasie waar jy na God roep, en dit voel vir u, maar hy antwoord nie. Daniël het 3 weke lank gebid. Wat het die engel vir hom gesê? Vanaf die dag wat jy gebid het die Here my na jou gestuur, maar ek is teëgehou deur die vors van Persië, se demoniese mag. My broeder en suster, ons weet nie altyd hoekom ons gebede nie onmiddellik beantwoord word, of hoekom die Here nie dadelik hulp stuur nie. Baie keer is daar dalk ander dinge in die geestesdimensie waarvan ons nie weet nie wat aan die gang is. Maar weet jy my broeder en suster, God weet om ons op die regte tyd te help. En wanneer ons aan die einde staan, op ons knieë voor hom, in die geloof, sal hy ons ook soos 'n Daniël van ouds versterk. En daarom wil ek u bemoedig vanaand en afsluit met 1 Petrus 1, vanaf vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word, hoor nou, deur die geloof, tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef, onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid, by die openbaring van Jesus Christus, vir wie julle al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, en wie julle al sien julle hom nie nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. My broeder en suster, ons het rede om bly te wees. Jesus kom, en hy sal ons deur al hierdie dinge dra, hy sal ons ook versterk, soos hy Daniël van ouds versterk het, sodat ons kan staan op ons staanplek. Kom ons staan, my broeder en suster, in die geloof, en dan sal ons behoue bly, totdat hy ons kom haal. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Ons kosbare hemelse Vader,
Here, baie dankie dat ons nie in ons eie krag hoef te staan nie, maar dat ons tot alles in staat is deur Christus wat ons die krag gee. Help ons, Here, om in die tyd wat voor lê, wanneer dinge gaan erger raak in hierdie lewe, Here, wanneer die misleiding erger gaan word, die vervolging wat kom, die natuurrampe, die hele wêreld wat rondom ons uitmekaar begin val. Help dat ons nie verskrik sal rondkyk nie, Here, maar dat ons sal gaan staan op ons staanplek, soos wat U vir Daniël van ouds gesê het. Here, dankie dat ons weet dat ons oorwinning lê nie in ons eie krag nie, maar U het al reeds die wêreld oorwin. U woord sê ook vir ons in 1 Johannes 5 vers 4, Here, dat dit wat die wêreld oorwin is juis ons geloof. Want ons geloof is gegrond in U. Here, dankie dat ons op U kan vertrou om ons by te staan in hierdie tyd. Dankie dat ons weet, Here, dat ons nooit alleen is nie. U woord het gesê dat U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat. Dankie dat ons kan vashou aan die beloftes van U woord. Ook in die tyd wat voor lê, Here, en dat ons kan weet, as ons maar net op ons staanplek staan in die geloof, sal ons nie verlore gaan, Here, maar dan sal U ons krag gee om deur dit alles te staan. Ons eer en loof en dankie daarvoor. Seën ons kosbare gemeente, Here. Seën elkeen wat vanaand hier was. En hou ons vas in die holte van die hand en ons weet, by U is ons veilig. Ons bid dit in Jesus naam en ons dankie daarvoor. Amen en amen.